Bybel so lank uithaal, dan kan jy hom vir my oopmaak, daar is in die boek van Lukas. Maar prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre 'n bietjie met ons 'n gedagte deel wat ek wil bietjie eintlik uit 'n ander perspektief na hierdie gedeelte kyk. Dis dalk nie noodwendig die konteks waarin dit geskryf is nie, maar ek wil dit eintlik 'n bietjie uit 'n ander perspektief benader. Dit is net iets wat vir my kosbaar is. Dis net iets wat vir my gebless het. En wat ek glo in 'n tyd van vandag ook vir jou iets sal beteken. Jy kan vir my jou Bybel oopmaak daar in Lukas hoofstuk 10. Lukas in die 10de hoofstuk. Lukas hoofstuk 10 en ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die gedeelte van die barmhartige Samaritaan. 'n Baie welbekende gedeelte in die woord van die Here. Maar ek wil vanmôre 'n bietjie met ons gesels oor hierdie gedagte van die Samaritaan en ek glo dit sal vir jou ook vanmôre iets beteken. En so Lukas hoofstuk 10 en ons gaan daar lees vanaf vers 30 tot en met vers 37. Lukas 10 vanaf vers 30 tot en met vers 37. En Jesus antwoord en sê: 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. Net so ook het 'n leviet by die plek gekom, en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem, en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê vir hom, sorg vir hom. En enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder hierdie rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Nou ek wil 'n bietjie vanmôre met ons gesels oor die idee op die skouers van die Samaritaan. So as ek vanmôre se boodskap het ook al gegee, wil ek dit graag noem op die skouers van die Samaritaan. Nou, hierdie gedeelte praat gewoonlik oor barmhartigheid wat jy moet bewys teenoor iemand wat nie jou naaste is nie, en iemand wat dalk jou vyand kan wees. Nou, ek wil 'n bietjie uit 'n ander perspektief na hierdie gedeelte gaan kyk. Ek wil 'n bietjie uit 'n ander oogpunt hierna gaan kyk. Soos ek sê, nie noodwendig soos in die konteks waarin dit geskryf is nie, maar julle gaan wel sien dat daar tog ook 'n dieper boodskap hierin is. En ek wil hê jy moet hierdie 'n bietjie so in jou geestesoog sien. Daar waar jy nou sit, as jy jou oë so toemaak en jy kry hierdie prentjie in jou kop, dan sien jy 'n man daar langs die pad. Jy sien hierdie man kom van Jerusalem af na Jerigo. Net om julle 'n idee te gee, Jerusalem is bo op 'n berg gebou, is bo op die bergreeks van Moria gebou. Jerigo is, as jy afgaan, dit is meer is 'n woestynarea, dit is in die woestyn van Judea. Dit is 'n verlate pad en jy gaan af van Jerusalem af na Jerigo toe. So jy gaan van 'n plek af, van 'n gedeelte waar dit bome is en groen is en alles, en as jy afgaan na Jerigo se kant toe, dan is dit woestyn en is verlate en dit is daar in die middel van nêrens. En hierdie man verlaat Jerusalem, die plek wat bekend gestaan het as die plek van aanbidding, die teenwoordigheid van die Here. En hy gaan af na Jerigo. Jerigo was 'n stad van vervloeking en van oordeel. As ons 'n bietjie gaan kyk in die geskiedenis daar in Joshua, toe die volk die beloofde land ingekom het, wat was die eerste stad wat hulle moes verower het? Jerigo. En Jerigo was onder 'n oordeel gewees. God het Jerigo getref met die banvloek. En as jy gelees in Joshua 6, daar in vers 26, dan gaan jy sien, dit was 'n vervloeking oor Jerigo gespreek. Wat ook al jou mag, wie ook al Jerigo sou opgebou het weer, sou onder vervloeking gewees het.
Nou, ek gaan nie oor dit praat vanmôre, dit is 'n teaching op sy eie daai. Maar die pad gaan net af en af en af en af, en in daai vallei waar hy af is op pad Jerigo toe, val rowers hom aan. En hulle beroof hom, hulle slaan hom, hulle trek hom kaal uit, hulle los hom daar langs die pad en half dood. En dis op 'n verlate pad, daar's nie baie traffic daar nie. Dis in die middel van nêrens, dis in die woestyn. En daar lê hy, kaal, gebroke, half dood, verlate. En eintlik as ons na hierdie storie gaan kyk, as ons na hierdie gelykenis gaan kyk wat Jesus hier vertel het, is dit eintlik bietjie meer as 'n storie. As ons dieper hierna gaan kyk, kan ons eintlik sê daar's iets meer rondom dit. Want hier kan ons eintlik 'n prentjie half sien hier van die mensdom. Ons kan eintlik hier 'n prentjie sien van Adam se tyd af. Wat in die teenwoordigheid van God was, maar wat afgedwaal het en weggedwaal het van God af en in sonde verval het. En so van die teenwoordigheid van God weggegaan het en verval het in sonde en ongeregtigheid. En die vloek van sonde, en die Bybel sê vir ons tog in Romeine 10 vers 10, Johannes 10 vers 10, dat die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy sê vir ons tog daarso ook in Johannes 8 vers 44 dat die duiwel is 'n leienaar, hy is 'n mensemoordenaar, hy is die vader van die leuns. En hy sê ook vir ons daarso Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is wat? Is die dood. En hier kry ons hierdie gedagte, hierdie idee van hy verlaat die teenwoordigheid van die Here, die mensdom verlaat die teenwoordigheid van die Here en eindig op in 'n woestyn. Eindig op in 'n woestynplek waar jy naak, uitmekaar geslaan, geplunder, geroof is. En dis presies wat die duiwel van jou wil hê. En dis wat sy beplanning is vir die mensdom. Hy wil jou beroof, hy wil jou gewond in hierdie wêreld los, hy wil jou doodmaak, hy wil jou gebroke hê, hy wil jou verwoes, hy wil jou hulpeloos hê. En dis waar jy dalk jouself mag bevind. Dalk herken jy jouself dalk vanmôre as ek van hierdie goeders noem. Is jy dalk op 'n plek waar jy in 'n woestyn is, waar jy hulpeloos is, waar jy gebroke is, waar jy uitmekaar geslaan is, waar jy uitmekaar geruk is, waar die vyand gekom het en van jou gesteel, geslag en verwoes het, waar hy jou aangeval het, waar hy jou weggevat het van die teenwoordigheid van die Here af, waar jou dade of aksies ook al 'n gevolg gehad het, wat jy nie meer die Here raak sien nie, waar jy nie meer in sy teenwoordigheid is nie, waar jy dalk in 'n verlate plek is. Jy voel dalk jou geloof is afgebreek. Dink moes hierdie man daar gelê het in die woestyn. Niemand kom hom te hulp nie. En miskien lê jy ook vandag in daai stryd van jou. Jy lê daar in jou stryd aangerand, uitmekaar geslaan, half dood. Jy huil in jou hartseer. Jy dra die pyn van jou verlies. Jy het verloor, daar's van jou gesteel. Jy voel dood, half dood. Jy's besig om te sterf, geestelik, fisies dalk. Die pad van die lewe voel net vir jou soos 'n woestyn. Jy voel verslaan. Ek weet nie of jy dalk jouself dalk kan raak sien nie. Maar dis waar ek vanmôre met ons wil praat. Waar bevind jy jouself? Is jy ook dalk in daai woestyn? Maar ons kry die gedeelte, sien ons in hierdie gedeelte, kom daar eerstens 'n priester verby. Hy is op pad Jerusalem toe. Hy is op pad na die plek van aanbidding toe. Maar hy sê hy het aan die ander kant verby geloop. Maar kyk, die priester mag aan niks geraak het wat onrein is nie. Die priester kon nie verontreinig word nie, want dan was hy onrein om die tempeldiens te gaan verrig. Net so later kom 'n Lewiet. Nou Lewiet moes die tempeldiens gaan verrig. Aan hulle was die wette gegee, aan hulle was die tempeldiens gegee, die kerksysteem, die struktuur. En hulle sien die man, maar hulle stap verby. Hulle sien hom daar lê, maar hulle hou hulle afstand. En nou kyk ons na die val van die mensdom. Van God se teenwoordigheid af in sondeval, en jy sit in hierdie gebrokenheid. En die priester
En hierdie leviet is verteenwoordigend van die hele ou verbond, as ek so kan sê. Die hele offerstelsel, die wetstelsel, die kerksysteem, die struktuur, ek wil eintlik sê die offers, die rituele, die alles wat die wet kan onderhou het. Weet jy wat is interessant van die wet? Die Bybel sê vir ons, die wet kan die sonde uitwys, en dit kan dit ontbloot, en die wet doen dit. Jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie vals getuienis lewer, jy mag nie dit, jy mag nie dat, jy mag nie so nie, jy mag nie sis nie, jy mag nie. Dit wys die sonde goed uit. Maar dit het geen krag om die sonde weg te neem nie. Dit het geen krag of mag om die sonde mee te deel nie. Dit ontbloot dit baie goed, maar dit kan jy nie genees nie. En die priester en die leviet loop daar verby, hou hulle afstand. Wil nie met die gebrokenheid betrokke wees nie, want hulle gaan verontreinig word. En wat sê Romeine 3 vers 19? Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy het sê van die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. En baie mense dink dat hulle deur hulle eie dade geregverdig kan word. Jy lê daar in daai woestyn en jy is besig om te sterf. En jy dink jou dade kan jou red. Jy dink jy kan, waarder jy gaan probeer. Jy kan nie deur jou eie dade geregverdig word nie. Daar's ongelukkig hierdie ding wat sy kop uitsteek in kinders van die Here se lewe. Dat mense hulle eie geregtigheid wil verdien. Hulle wil werk vir hulle eie geregtigheid, wil werk vir hulle eie redding, wil hulle self uit daai woestyn uitkry en hardloop na en daai kom hy leviet en daai priester daar verby, maar hulle kan nie. Hulle kan nie uit daai woestyn uithaal nie. Hulle hou hulle afstand, hulle stap verby. Dan weet jy, dit is wat godsdiens se beperking is. En jy gaan wel sien waar kom ek later met hierdie ding uit, as jy wel gaan fokus. Godsdiens is 'n baie gevaarlike ding, hoor my mooi. Hoekom sê ek dit? Godsdiens sê vir jou, doen meer, werk harder, wees beter, probeer harder. In jou eie krag. Maar op die einde van die dag help dit jou niks. Jy val nie dieper. Totaal nie uit die woestyn uit, jy lê nog steeds bebloede daar langs hy pad. Waar die duiwel van jou gesteel, geslag en verwoes? In watter opsig? Jy lê bebloed daar langs die pad. En uit jouself uit probeer jy dit regmaak. Jy kan nie. The more you try, the more you will die. En dis wat die probleem is met godsdiens. Godsdiens stap net verby jou, terwyl jy daar lê bebloed in die woestyn. Maar prys die Here vir Jesus wat aan die kruis gesê het, dit is volbring. Hy was die enigste volmaakte een, maar nie een van ons was nie. Dit is my so goed, hulle gee vir Jesus, die was daar in Johannes 19, sê, toe hulle vir Jesus die asyn gegee het, ek dink is daar so vers 30, toe hy asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig, en die Gees gegee. Weet jy wat is interessant van daai asyn wat hulle hom gegee het? Die Romeine was 'n vuil nasie gewees. Hulle het publieke toilette gehad, wat in die openbaar was. En dan sou hulle langs daai publieke toilette sulke houers gehad het met 'n tipe van asynmengsel en speserymengsel, het sulke stokke gehad met 'n lap om 'n loofah. Want hulle hom daarin gedruk het om hulle self meer skoon te maak. Hulle sou hom gedeel het onder almal. Dit was dit wat hulle vir Jesus gegee het. Hulle het daai stok gevat
in menslike drak gedruk en dit vir hom gegee om te drink. Dis wat hulle van hom gedink het. Wat doen hy? Toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Ek het die laagste geword wat ek kon wees. Ek is ontledig. Ek het menslike drek geword sodat jy kan leef. Ek het die drek van jou afgeneem. Hy het sy hoof gebuig in die gees gegee. Maar dit is hoe godsdienst ons wegvat. Ek sê die prys die Here vir jou daarvoor, maar ek kan myself nie vooruit hardloop nie. Die godsdienst vat jou weg van die kruis van Jesus af. Godsdienst in jou eie werke, as ek so kan noem, dit gee jou die illusie jy is reg met die Here. Sonder dat jy ooit by die kruis uitkom. Jy dink jy is gered, jy dink jy stap die pad van die Here, maar jy mis die kruis heeltemal. Jy bly nog steeds in die woestyn lê, jy's uitmekaar, jy's verwoes, jy's seer, jy's daar. Jy dink uit jou eie werk uit gaan jy uitkom. Ek moet net sterker wees, ek moet net meer probeer, ek moet net harder try, ek moet net dit doen, ek moet net so verander, ek moet net hierdie doen, ek moet net meer dit en dit. Weet jy wat, jy kan kerk toe kom, jy kan Bybel lees, jy kan bid, jy kan goeie werke doen, jy kan hoe alles try, maar as jy nie Jesus het nie, sonder die kruis, en sonder Christus, bly jy nog steeds net in die woestyn lê. Baie mense het die mentaliteit, omdat hulle kerk toe gaan, want hulle onderhou die woord wat hy sê in Hebreërs 10 vers 40 sê, ons moet nie die onderlinge byeenkomste mis nie, want die kerk toe gaan, nou is ek gered en ek is reg. Wel, die vraag is, ja, okay, jy kan kerk toe gaan, maar jy ken nie die Here van die kerk nie. Wat help het jou? Ek wil eintlik sê, as ek elke keer dit lees, dan ek sidder, en ek bid dat nie een van julle dit ooit moet hoor nie. Daar is vers in die Bybel wat my laat sidder. Hierdie is een van hulle. Matteus 7, na vers 21 tot 23. Hy sê, nie elke wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedryf, en in U naam baie kragtig gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jy dink jy is reg omdat jy Bybel lees, maar jy hoor nie die stem van die Here nie. Jy hoor nie die stem van die Here in jou Bybel nie. Jy geweet selfs die duiwel het die Bybel vir Jesus gekwoteer. Godsdienst is 'n baie gevaarlike ding. Weet jy wat sê Jesus vir hulle? Johannes 5, daarvan vers 39 en 40. Johannes 5 vers 39 en 40. Hy sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die lewe het. En dit is die wat van my getuig. En julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie. Jy sien, jy kan met die Bybel onder die arm rondloop. Jy kan WhatsApp boodskapies deel, jy kan 'n Facebook warrior wees, jy kan elke môre 'n gedagte vir die dag post, jy kan elke dag 'n versietjie post. Dit maak jou nie 'n kind van die Here nie. Dit maak nie dat jy in verhouding met die Here staan nie. Dit help jy kan jou Bybel lees tot jy blou is, maar jy hoor nie die stem van die herder in die Bybel nie. Wat help dit jou? Dis godsdienst. Jy gaan in die woestyn bly lê. Jy dink jy is reg omdat jy bid. Maar jou hart is nie aan Jesus oorgegee nie. Wat help dit? Weet jy, wat is my ook 'n hartseer vers? Jesaja 29 vers 13.
En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensgebod is. Hierdie is harde, om hierdie volk nader my met hulle mond, hulle eer my met die lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensgebod is. Baie mense se geloof is 'n aangeleerde gebod. Baie mense se geloof is geloofslewe is 'n aangeleerde tradisie. Kan nie vir jou die lewe gee nie. Waar is jou hart? Baie het die mentaliteit omdat jy goed doen, is jy reg. Weet jy wat? Dis daar waar jy in die woestyn lê. Dis so goed terwyl jy probeer jou eie wonde te verbind met ou vuil vrot lappe. Wat gaan daai lappe doen? Dit gaan net jou wonde besmet en infekteer. Dit gaan nie gesond maak nie. Jou goeie dade is soos daai vuil lappe. Want dis wat die woord van die Here vir ons sê, Jesaja 64, vers 6 en vers 7. Ek het vir julle gesê, ons gaan baie skrif lees vanmôre, so skryf maar alles neer en ek wil eintlik wat jy moet doen is, met al die skrif, gaan lees dit weer later, en bid oor dit alles. En sê, Jesaja 64 vanaf vers 6 en 7, hy sê, ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Daar is niemand wat die naam aangeroep het, wat hom beywer het om U aan te kleef nie, want U het U aangesig vir ons verberg, en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede. Dit is my hartseer. Baie mense lê in daai woestyn, is in daai woestyn as gevolg van die vuil lappe waarmee hulle wonde probeer verbind. Vuil lappe wat jou eie werke is, omdat jy dink jy's reg in jou eie oë. Omdat jy dink die geregtigheid wat jy najaag is reg. Dis nie God se woord nie, dis nie God se wil nie, dis jou eie interpretasie daarvan, dis jou eie idee, dis jou eie wil, dis jou eie manier van dink en doen. En op die einde van die dag maak jy meer skade en groter skade. En die wond word nie gesond nie, hoekom nie? Dis dieselfde konsep met godsdienst, want jy het jou eie godsdienst gevorm, jou eie geloof gevorm, jou eie mentaliteit gevorm rondom dit. En wat is die effek daarvan? Kom ons kyk daarso, wat sê die woord van die Here? Wat is die effek van godsdienst? Godsdienst sonder Christus daarin hou jou net besig. Dit lei jou ver weg van die hart van die Here af. Jy vind nooit die hart van die Here nie. En dit kan jy trots maak in jou eie geregtigheid, in jou eie regverdigheid. Hoe baie van ons is selfgeregtig? Ek's reg in my eie oë. Jy gaan agtergekom, jy's nooit verkeerd nie. Dit is altyd iemand anders wat verkeerd is. Maar dit is presies wat godsdienst doen. Dit is daai priester en daai leviet. Hulle sien hom. Hulle kan niks doen nie. Hulle kan hom nie help nie. Hulle stap verby. Want hulle is blind vir die nood van 'n redder. Hulle het die man gesien. Dink vir jouself, hulle stap af verby, hulle sien die man. Maar hulle het hom nie raak gesien nie. Hulle het hom gesien, maar hom nie raak gesien nie. Wat bedoel ek daarby? Dis wat godsdienst met ons doen.
Jy sien God, maar jy sien hom nie raak nie. Ek weet, dit is bietjie diep wat ek nou probeer sê. Jy sien God, en alles, maar jy sien hom nie raak nie. Jy sien nie sy hart raak nie. Jy die naam, maar jy sien hom nie raak nie. Hulle sien hy man, maar hulle sien hom nie raak nie. Hulle sien nie sy nood nie. Hulle sien nie waar hy is nie. Hulle sien nie dit wat hom stikkend en gebroken gemaak het nie. Wat sien hulle raak? 'n man wat onrein is, wat geroof is, en mekaar geslaan is, daar lê hy stikkend. Hulle sien hom raak, maar hulle sien hom nie raak nie. Maar weet jy, 'n sekere Samaritaan wat op reis was, sê die woord van die daar vers 33, het by hom gekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. 'n Samaritaan van alle manne, kom en hy sien daai man daar lê, en hy sien hom raak. Hy sien hom nie net nie, hy sien hom raak. Hy sien sy nood, hy sien sy toestand, hy sien waar hy homself bevind. Kom 'n Samaritaan. Hoekom gebruik Jesus 'n voorbeeld hier van 'n Samaritaan? Want die Jode en die Samaritane was vyande vir mekaar. Die Jode het die Samaritane verag, totaal en al verag. 'n Jood het 'n Samaritaan, wil ek sê, so verag, dat as hulle iewers op reis moes gegaan het van Jerusalem af, moes hulle deur Judea en dan Samaria gaan. Hulle sou letterlik 100 kilometer se ompad vat om te loop, om net nie deur Samaria te loop nie. Dis hoe erg dit was. Want hoekom? Die Samaritane was afstammelinge van 'n gemengde ras, as ek dit so kan sê, gemengde volk. Want dit kom uit die tyd van die Assiriese ballingskap gewees. Jy gaan gelees daarso in 2 Konings 17 rond. Kan jy dit gaan lees? Toe Israel in Assiriese ballingskap geneem was. En die Jode het hulle gesien as halfbloed, hulle is nie volkome Jode nie, hulle het gesien as bastards, basically. Hulle het gesien as onrein, hulle was veragtelik, en die Jode het alles in hulle vermoë gedoen om hulle te vermy, en hulle wou niks met hulle te doen gehad het nie. En daar lê 'n Jood op die pad, sy eie mense, die priester en die leviet stap verby, hulle doen niks, hulle sien hom nie raak nie. En dan kom 'n Samaritaan van alle mense, wat verag word deur die Jode, en hy sien hom raak. Weet julle wat is my interessant? Jy mag jouself bevind dalk in hy woestyn, daai man wat daar lê, wat in mekaar geslat is, wat geroof is, wat in mekaar gebreek is, wat daar lê in jou hopeloosheid. Jy sit in jou woestyn, alles is van jou geroof, jy voel leeg, jy voel seer gemaak, jy is stikkend. Godsdienst kon nie red nie, jou eie dade kon dit nie regmaak nie, jou probeerslae het dit nie reggemaak nie. Jy het daar gebly, en hoe meer jy getraai het, hoe meer het jy daar bly lê. Alhoewel jy hoe harder gebid, jy het harder Bybel gelees, jy het meer kerk toe, jy het getraai, maar nog steeds het jy gemis. Hoekom? Want jy mis die Samaritaan. Wat het ek vir jou sê, jy mis die Samaritaan. Die Samaritaan het hom raak gesien. En weet jy wat, Jesus self was ook veragtelik. Hy was ook verwerp. Hy was ook veragtelik gesien. So erg dat hulle hom gekruisig het. Hy was verag en verwerplik, sê die woord van die Here vir ons. In Jesaja 53, vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte, bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Wat het hulle gedoen? Kruisig hom, kruisig hom. Hulle het hom verag. Hulle het hom verwerp. In die Jode se oë was Jesus 'n Samaritaan. Die priester en leviet stap verby. 'n Samaritaan sien hom raak. Weet jy wat Jesus was, sê die Bybel, was die steen wat die bouers verwerp het. Maar hy was die hoeksteen. In hom is die fondasie. Hy was verag deur die Jode. Nou prys die Here, die Samaritaan het daai man raak gesien. In jou bebloede stryd
in jou probeerslaan, jou mislukte pogings, in jou lewe wat uitmekaar het, in jou woestyntyd, in jou woestyn waar jy daar lê, en jouself doodbloei, waar jy geroof, geplunder is, waar die duiwel gekom het, jou hele lewe uitmekaar het geruk het. Kom daar 'n Samaritaan na jou toe. En weet jy wat doen hy Samaritaan? Hy buig af. Hy verbind die wonde. Hy vat jou gebrokenheid en hy kom maak dit gesond. Jesaja 53 vers 5 sê hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy word self gewond, sodat jou wonde geheg kan word. Sodat hy jou kan optel in jou stryd. Jy voel ook verslae, jy voel ook verlate, jy voel ook alleen, jy is besig om te sterf in jou stryd. Maar hy Samaritaan buig af, en hy tel jou op. En hy herstel jou, en hy sal jou lewe red. Hy is die een wat barmhartig is. Hy sien nie al langs die pad los nie. Wat doen hy Samaritaan? Hy giet olie en wyn uit oor daai man se wonde. Wat doen hy olie? Die olie genees, dit bring verligting vir daai rou seer wonde. Dis so salf wat daai pyn bietjie verlig. Dis soos 'n pleister wat geplak word. Hy maak die seer gesond. En hy giet wyn oor. Wat is dit? Hy ontsmet die wond. Dis soos iemand wat Dettol vat, daai alkohol. Hy ontsmet die wonde. Hy reinig. Hy haal die vuile goed uit wat ontsmetting gaan veroorsaak. En die olie is soos die pleister wat geplak word. Dit hou die wond skoon. En wat sê die woord van die Here vir ons? In Johannes 1 vers 7, onthou die woorde. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van sonde. Van alle sonde, sê hy. Jy sien, dis die bloed van Jesus wat ons reinig, wat ons bloed, wat ons met sy bloed skoon gewas het, wat ons gereinig het, sodat ons lewe gered kan word. Ek wil vir jou sê, jy sit dalk daarso in daai woestyn. Wat jy nodig het, is dat die Samaritaan se bloed jou reinig. Jy het nodig dat die olie wat hy oor jou gaan uitgiet, jou wonde gaan verbind. Want jou eie pogings kan dit nie doen nie. En weet julle wat sê hy? Ek sal die Vader bid, hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die Heilige Gees, die olie, die trooster, hy vertroos jou, hy versterk jou, hy tel jou op uit jou moedeloosheid, hy gee jou krag, hy maak jou wonde gesond. Dis vir ons die Heilige Gees ontvang, as ons die Samaritaan se bloed ontvang. Hy maak ons wonde skoon, en hy gee ons die Heilige Gees om ons te dra, en hy sê jy optel. Jy kan jouself nie optel nie, want weet jy wat doen die Samaritaan? Die Bybel sê, hy het hom opgetel. Hy het hom op sy pakdier gelaai. Die Samaritaan het hom opgetel en op sy pakdier gelaai. En hy het hom na 'n herberg geneem. Die Samaritaan dra hom. Ja, sê die woord van die Here.
In Jesaja 46, dan vers 4 sê hy, ek sal julle, in die tweede gedeelte, ek sal julle opneem en ek sal dra en red. En Jesus, wat het hy gedoen? Hy het ons gebrokenheid gevat en op sy pakdier gelaai. Wat was sy pakdier? Die kruis. Hy het ons sonde, ons ongeregtighede, ons gebrokenheid, ons verwoesting, ons sonde, ons elende, ons tekortkominge, dit wat die duiwel van ons gesteel, geslag en verwoes het. Waar ons daar in die woestyn as dood gelaat is, het hy gekom en hy het ons kom optel. Want aan die kruis het hy met sy bloed betaal, dat ek en jy kan lewe. Mag jy Bybel open 1 Petrus 2. Jesaja 46, terwyl jy daar so bly, wil ek dit weer herhaal. Dan vers 4, Jesaja 46 vers 4, ek sal julle opneem en ek sal dra en red. Jy gaan jouself nie kan optel nie. Jy het Jesus nodig. Here, kom tel my op. Here, kom ontmoet my in my woestyn. Ek het nodig dat U my wonde verbind. Wat moet jy doen? Jy moet oorgee aan Hom. En Jesus het ons sondes aan die kruis gedra. 1 Petrus 2, vers 22 tot 24. 1 Petrus 2, van vers 22 tot 24. Hy wat geen sonde gedoen het teen wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel. Mense, daar's baie wat ons kan leer hier uit, wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Kan ek vir jou iets sê? Wanneer jy nie meer kan nie, dan tel hy jou op en hy dra jou. Aan die kruis het hy jou sonde gedra, het hy jou ongeregtigheid gedra, hy red jou lewe. Wat godsdienstigheid in jou eie pogings en jou eie werke nie kon doen nie. Hy vat jou verwoesting. Hy vat dit wat van jou geroof is. Hy tel jou op en hy dra jou na oorwinning. Hy dra jou na lewe. En weet jy wat doen hy? Die Samaritaan, hy vat die man na 'n herberg. En weet jy wat? Hy plaas hom in 'n herberg, dat dan na daai man omgesien kan word. Hy los hom nie langs die pad nie. Weet jy wat sê die woord van die Here in Psalm 23, daar in vers 6? Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Hy bring jou terug na die huis van die Here. Hy vat jou in jou woestyn en hy vat jou na die huis van God toe. Hy vat jou terug. Hy los jou nie daar nie. Jy het weggedwaal van Jerusalem af. Hy vat jou terug. En dan sê Efesiërs 2 vers 19. Hoor hierso. Efesiërs 2 vers 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en die huisgenote van God. Hy plaas jou in die huis van God, waar hy jou herstel van al jou verliese, van jou seer kry. Hy plaas jou tussen medegelowiges. Hy gaan ook om vir jou plek te gaan berei. En hy sê, terwyl hy tydelik op hierdie aardse herberg is, wat het hy Samaritaan gedoen? Terwyl hy weggegaan het, het hy sê, pas hom op. Ek gaan weer terugkom. Pas hom op. En hy het gegaan om vir jou plek te berei, dat jy nie net in 'n tydelike herberg kan wees nie, maar vir ewig by hom.
Maar weet jy wat doen hy ook? Hy gee 2 pennings aan die herbergier. En hy sê, sorg, kyk nou. Hou hom in bewaring tot ek kom. En wat sê hy vir ons daardeur? Hy betaal vooruit. Hy het vooruit betaal. Maak hy, hierdie is 'n awesome gedeelte, Romeine 5, en dan gaan hierdie ding ook vir jou sens maak. Romeine hoofstuk 5. Hy betaal vooruit. Toe Jesus aan die kruis gehang het, dis 2000 jaar terug al. Toe was jy nog nie eens 'n gedagte nie. Maar weet jy wat? Jy was in God se gedagte. Hy betaal vooruit. Hy het gesê, dit is volbring. En ek gaan dit gou vir julle, voordat jy in Romeine 5 gaan lees, wil ek gou vir julle net Hebreërs, hou net jou plek in Romeine 5, ek gaan dit vir jou lees. Hebreërs 9 vanaf vers 11 en 12 sê hy, maar Christus wat opgetree as hoëpriester van die toekomstige welddade, het deur die groter volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaak is, wil sê nie wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Kan ek vir jou sê, jy sit nou in jou stryd, 2000 jaar terug al, is daar betaal daarvoor. Romeine 5 vers 6 tot en met vers 15. Romeine 5 vanaf vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Ek wil gaan daar stop en vir jou sê, jy was swak, jy was goddeloos, jy het opgeëindig in 'n woestyn, jy het daar gelê, jy het dood gebloei. Weet jy wat? Die priester het verbygestap, Leviet het verbygestap, die godsdiensgees het verbygestap, kon jou nie red nie. Jou eie geregtigheid kon jou nie red nie. Jou eie dade, jou eie pogings, jou eie godsdiens kon jou nie red nie. Dit het verbygestap. Dit het jou nie eens raak gesien nie. Dit het jou gesien, maar jou nie raak gesien nie. Jy het in jou ellende bly lê. Maar Christus, toe ons nog swak was, het hy op die regte tyd vir die goddeloos gesterwe. Jy mag dalk weggedwaal het van die Here af. Jy mag voel dalk die Here het jou nie lief nie. Jy mag dalk voel jy het God teleurgestel. Ek wil vir jou sê, 2000 jaar terug het sy bloed betaal, sodat jy nou gered kan word. In jou woestyn uitgehaal kan word. Hy sê verder vir ons daarso, vers 7, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy sien, terwyl jy daar in daai put gelê het, was hy die Samaritaan wat jou plek gevat het. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Jy sien, terwyl ons is geregverdig in sy bloed, nou sal ons gered word daarvan. Hy as ons lewe aan hom oorgee, daai man moes submit. Hy moes oorgee. Hy moes toelaat dat hy hom optel. Hy moes toelaat dat hy sy lewe verander. Hy moes toelaat dat hy sy wonde verbind. Hy moes submit. Hy moes sy lewe oorgee. Kyk vers 9. Veel meer sal ons dan nou dat ons geregverdig is as bloed deur hom gered word van die toorn. Vers 10. Want as ons terwyl ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, wat het gebeur? Van Adam se tyd af, die mens het weggestap. Soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, deur die sonde die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nou die loon van die sonde is die dood. Weet jy wat? Jy het verkeerd gehandel in jou lewe, jy het verkeerde dinge gedoen, jy het verkeerde besluite geneem, jy het opgeëindig daar. Maar kyk wat gaan hy verder, hy sê,
En voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses. Hey, stop gee. Die dood, die woestyn het geheers. Van Adam af, wat jy daar geloof het, tot op Moses, die priester en leviet, wat daar verby is. Het die dood geheers. Maar toe kom daar 'n Samaritaan. En die Samaritaan verander dit. Hy sê ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is by die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as daar deur die misdaad van een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Hy sê soos wat een mens veroorsaak het dat die sonde die wêreld ingekom het en almal daar was in daai woestyn, het die dood geheers van Adam tot en met Moses, tot en met die priester en leviet daar verbygekom het, niks kon gedoen het nie. Het daar 'n Samaritaan gekom, wat verwerp was deur die Joodse stelsel. In hulle oë was hy was 'n Jood, Jesus was 'n Jood, maar in hulle oë het hulle hom verag. Ek tref 'n vergelyking. En wat dan gebeur het is, van daar af het die Samaritaan gekom en die lewe het gekom. Jy sien, sy offer was genoeg vir ons. En weet jy wat, hy gee vir ons daai belofte. Hy vat jou na die herberg toe, hy betaal 2 pennings. Maar hy sê vir die herbergier, ek kom weer terug. Pas hom op, ek kom weer terug. Weet jy wat het Jesus gesê? Laat julle hart nie ontsteld word nie. Jy vind jouself nou in daai woestyn. Jy moet toelaat dat Jesus jou optel. En weet jy wat, laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God, sê Jesus, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woorde, en so was hy, so ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Dis in Johannes hoofstuk 14, vers 1 tot 3. Maar hy gee 2 pennings. En hy sê vir die herbergier, hier's 2 pennings, pas hom op. As ek terugkom en daar's nog iets wat ek jou skuld, sal ek betaal met my terugkoms. Jy sal loon ontvang. Jy sal loon ontvang as ek terugkom. Jy gaan loon ontvang as ek terugkom. Maar hy gee vir hom 2 pennings. En Jesus los iets agter. Vir my en vir jou ook. Die Samaritaan los iets agter. Hy los 2 pennings agter. Wat het Jesus vir ons agtergelaat? Hy sê vir ons in Johannes 14 vers 18, ek sê julle nie as wese agterlaat nie, met niks nie. Ek kom weer na julle toe. Maar die eerste penning wat hy los, Johannes 14 vers 16 en 17, hy sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die Gees woon in my en jou. Hy lei ons. Herinner ons aan Jesus se woorde dat hy gaan terugkom. Versterk ons in ons stryd. Tel ons op wanneer ons lê. Genees ons wonde. Maak die seer gesond. Versterk ons. Hy is die olie wat ons wonde genees. Give me oil in my lamp, Lord. Give me oil in my lamp. Hy is die een wat ons staande hou, die Heilige Gees. Ek gaan vir jou sê, dis die Heilige Gees wat jou gaan optel, wat jou gaan versterk, wat jou gaan vertroos, wat vir jou gaan sê, daar is hoop, wat vir jou gaan sê, luister hierso, jy gaan nie in hierdie gat bly lê nie, jy gaan nie op hierdie woestynpad omkom nie. Gee oor aan jou barmhartige Samaritaan. En hy gee die belofte, ek sal vir jou die Heilige Gees gee. Want dis waar ons oorwinning lê. Nie in ons eie krag nie. Jy mag gestruggle hê met 'n sonde. Jy mag gestruggle hê met iets. Ek wil vir jou sê, deur jou eie krag gaan jy dit nie maak nie. Deur jou eie probeerslaag gaan jy dit maak nie. Jy het die krag van die Heilige Gees nodig. Jy het die leiding van die Heilige Gees nodig. En in die tyd van vandag waarin ons leef, is dit wat ons die nodigste het, die Heilige Gees. Van die Heilige Gees woon in ons. Hy troos ons, hy lei ons, hy gee ons krag. Hy herinner ons aan Jesus se woorde. Hy herinner ons aan God se beloftes.
Die Heilige Gees sê vir ons daar is hoop. En die tweede penning wat Jesus vir ons basies los, is genade en geloof. Geloof. Efesiërs 2 vers 8 en 9, wat sê, want uit genade is julle gered. Daai barmhartige Samaritaan het genade betoon. Uit genade en deur genade is julle gered, deur die geloof, nie uit julle self nie. Dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Jy sien, jou eie godsdiens, dit gaan jou nie red nie. The more you try, the more you will die. Dit gaan nie jou situasie oplos nie. Dit gaan nie die pyn genees nie. Dit gaan nie die wonde gesond maak nie. Dit gaan nie die foute wat jy gemaak het herstel nie. En dis waar geloof kom. Want geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. Jy sien, daar is hoop. Het jy geweet, in 'n noodsituasie, as jy leer dit in survival, dat 3 sekondes sonder hoop, dan is dit verby. Maar die sê vir ons, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Jy sien, as ons geloof het, is ons hoop. En dit is 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Dis die geloof in die volbringde werk van Jesus aan die kruis. 'n vaste anker dat Jesus betaal het. 'n vaste geloof, 'n vaste vertroue. Hy sal ons deurdra deur ons hartseer. Hy sal ons dra deur ons verliese. Hy sal ons herinner dat ons barmhartige Samaritaan weer terugkom. Hy herinner ons dat ons staan en sal bly, ons is nie verlore nie. Ons is nie alleen nie. Jy is nie alleen in jou stryd nie. Jy stap nie die pad alleen nie. Want hy het jou nie as 'n wees agtergelaat nie. Hy het sy Heilige Gees vir jou gelos. Hy los jou nie net in die herberg gegaan en kom nie weer terug nie. Hy het betaal en voorsien om jou staande te hou, om jou te versterk, dat jy tot en met hy gaan terugkom, dat jy sal veilig wees totdat die dag van sy terugkoms. Die Heilige Gees en geloof. Dis wat ek en jy in hierdie laaste tyd nodig het, die Heilige Gees en geloof. Om ons staande te hou tot en met Jesus ons kom. En hoor nou mooi, die Samaritaan is op pad terug. En wat gaan my en jou staande hou? Geloof en die Heilige Gees. Kan ek vir jou gou iets sê, ek sien hoe val mense se lewens uit mekaar uit. Hulle het geen hoop nie. Ek sien hoe val mense se lewens uit mekaar uit. Want hulle volg hulle eie kop, hulle eie geloof, hulle eie sienings. Bid die Vader vir die Heilige Gees. Ek wil vir jou sê, in jou stryd wanneer die wêreld jou plat geslaan het, kom Jesus en hy tel jou op. Dit sê die woord van die Here vir ons in Psalm 34, dan vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Hoor wat ek vir jou sê vandag, die Here is naby die wat gebroken is van hart. Is jou hart gebroken vandag? Sit jy dalk daar in smart? Hy verlos die wat verslae is van gees. Jy weet nie waarheen om te gaan nie, jy weet nie waar jou uitkoms vandaan gekom nie, jy weet nie hoe gaan jy deurkom nie. Jy's verslae in jou gees, jy weet jy's ontnigter, jy sit op 'n plek en jy sê, Here, ek het nie hoop nie, wat gaan ek doen? Die Here is naby die wie gebroken is van hart. Wat het die Fariseer en die Lewiet gedoen? Hulle het hulle weggehou van hom, aan die ander kant verby geloop. Die Samaritaan het gekom, hy het gebuk. In jou hart seer, want daai trane van jou vloei, want wat niemand sien nie. Dis waar die Heilige Gees inkom in jou troos. Dis waar die Heilige Gees vir jou sê, daar is hoop. Dis nie die einde nie. En dis wat die woord van die Here ook vir ons sê. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot met vers 5. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge,
en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerlei verdrukkinge is kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Die Here sal jou vertroos, hy sal jou sterk maak. En jou verlies, wanneer jy voel jy het alles verloor, weet jy wat doen die Here? Hy herstel jou hart. Dis hy wat jou hart herstel. Die wêreld kan nie jou hart herstel nie. Dis wat Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Ek dink daai vers kry vir jou eintlik 'n ander betekenis as jy dit so lees. Want hy is die Samaritaan wat buk om jou op te tel. Wil jy sien net so 'n bietjie voor jou, hierdie prentjie daar, daai man lê daar voor. Sy gesig lê daar in die stof. Hy's bebloed, hy's uitmekaar geslaan. Sy asemhaling is maar flou. Hy het geen krag om jouself op te staan nie. Die wêreld stap verby en kyk, maar hulle sien hom nie raak nie. Maar daar kom iemand, 'n veragte. Hy buig af, hy vat sy hande, hy druk dit in daai bloed, in daai wonde, hy buig en hy sê ek dra jou. Ek wil vir jou sê, hy het nie 'n gelykenis hier vertel nie, hy het dit vir jou gewys aan die kruis. Hy het dit vir jou gewys aan die kruis. Aan die kruis het hy self kaal gehang. Het hulle hom geslaan, half dood aan hy kruis vasgeslaan. Die priesters en die leviete het verbygestap en hom gehoon en hom gespot. En aan daai kruis het hy gehang. Nie eers oor sy eie sonde nie, maar oor my en joune, wat weggestap het van God af. Hy het in ons plek, in hy woestyn, op hy pad gaan lê, in daai toestand, sodat ek en jy kan leef. Hy het die rower geword vir ons. Hy het die man geword wat beroof was. Hy het die man geword wat in hy woestyn gelaat is. Hy het die man geword, sodat ek en jy kan lewe. En weet jy wat daai selfde Jesus sê vandag vir jou? Ek het betaal. Dis volbring. Ek het dit klaar gemaak. Hierdie stryd in hierdie lewe wat jy nou beleef, is tydelik. Ek het gegaan om vir jou plek te berei, waar jy nooit weer hierdie stryd gaan beleef nie, waar jy nooit weer hierdie ellende gaan hê nie. Maar intussen tyd kom ek sal jou wonde genees, ek sal jou wonde herstel, ek sal jou optel, ek sal jou herberg. Ek gaan jou nie as 'n wees agterlaat nie. Maar wat jy moet doen is, hou vas aan my. Laat my toe om jou lewe te verander. Laat my toe om jou op te tel. Laat my toe om jou wonde te genees. Laat my toe. Submit. Hou op teestaan. Hou op jou eie kop volg. Kyk waar dit jou gebring het. Jy het weggestap van die huis van God af. Kyk waar dit jou gebring het. Maar die vraag is net, waar lê jy vandag? Lê jy in jou eie bloed daar in die woestyn of lê jy op die skouers van die Samaritaan? Lê jy nog langs die pad daar of is jy so ver veilig in die herberg van God se genade? Onthou, toe almal verbygestap het, hy buig af na jou. Terwyl jy daar lê, terwyl jy dink niemand hoor jou nie, niemand kan jou help nie, niemand sien jou raak nie, hy sien jou raak. As jy hom het,
weet jy wat? Jy gaan nie bly lê nie, want hy gaan nie optel. Jy sal opstaan, saam met hom. Hy gaan jou lewend maak. Selfs al sou jy daar in daai ellende omkom, weet jy wat is die wonderlike ding? Hy het die dood oorwin. As jy uitroep na hom, hy kan jou red. Die rower aan die kruis sê vir hom, Here, dink aan my. Vanaand sal jy saam in die paradys wees. Jy sien, die vraag is net, het jy Jesus of het jy hom nie? Het jy Jesus of het jy hom nie? En in Johannes 5 daar vanaf vers 11, dan sê dit vir ons, hy wie die seun het in die lewe. Hy wil die seun van God het, nie het nie in die lewe nie. En dan sê hy, dit het ek aan julle geskrywe, sodat julle kan weet dat julle die lewe het. Jesus kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg nie. Waar bevind jy jouself vandag? Is jy ook op die pad? Daar in Jericho. Jy kan uitroep na 'n priester, na 'n leviet. Jy kan uitroep na godsdiens, jy kan uitroep na jou eie dade, jou eie werk, jou eie probeerslae, jy gaan dit nie maak nie. Jy moet submit. Ek wil vir jou sê, moenie jy verag wat hulle verag het nie. As jy Jesus het, weet jy die wonderlike ding, hy het gesê, ek sal weer kom om jou te kom haal. En daar gaan 'n dag kom, waar daar 'n bassein gaan blaas. En dan gaan hy kom, om ons te kom haal. Die vraag is net, het jy al oorgegee aan die Samaritaan? Is hy jou barmhartige Samaritaan? Of is hy die Samaritaan wie jy verag? Draai jy jou rug ook op hom? Is hy jou veragtelike Samaritaan? Of jou barmhartige Samaritaan? Amen. Kom ons lei af. Here, ons kom vanmôre na U toe. Here, U het vir ons gesterf aan daai kruis. U sien ons raak. Here, daar waar ons geval het, Here, sien U ons raak en U kom en U buig af na ons toe. En U sê vir ons, ek wil jou optel, ek wil jou herstel, ek wil jou genees. Ek het jou sonde weggewas. Ek wil jou herstel. Here, baie van ons het weggedwaal van U af. Baie van ons, Here, het geval, baie van ons lewens val uit mekaar uit. Maar Here, ons het U so nodig. Maar Here, U los ons nie net nie. U kom na ons toe vandag en U sê, ek sal jou ophelp en ek sal jou herstel. Here, U sê in die woord, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred en jy sal my eer. Jy moet my eer. En Here, daarom kom ek vandag, maar daar's baie mense wat vandag uitroep na U en sê, Here, red my. Here, help my. En ek wil bid, Here, dat julle gaan kom ontmoet op 'n kosbare wyse. Here, dat daai stryd wat hulle beleef, daai woestyn waarin hulle self bevind, Here, dat hulle nie oorweldig gaan word daardeur nie. Ja, Here, die dief het gekom te steel, te slag en verwoes. Daar is dalk iets oor hulle uitgespreek, Here, 'n siekte oor hulle. Here, daar is dalk krankheid, Here, daar's dood, daar's finansiële issues, Here, daar's dalk huweliksprobleme, daar's dalk krankheid. Here, daar's ongeloof, daar's so baie dinge, Here. Ons kan onsself nie help nie, Here. Ons eie pogings, ons eie godsdienstige werke kan nie ons help nie, ons kan ons red nie, Here. Here, ons roep vandag uit. En ons weet, Here, U is ons barmhartige Samaritaan. Wat vandag by ons kom stil staan en buk en ons optel. En sê, ek sal jou op my skouers dra, want ek het vir jou aan daai kruis gehang. Ek sal jou oprig. Ek sal jou herstel. Ek sal jou plek vat.
Here, dankie dat U ons nie as wese agtergelaat het nie. Dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het om ons in bewaring te hou, om ons te oortuig van sonde en ongeregtigheid, Here, om ons te dryf terug na U toe. En ek wil bid, Vader, dat elkeen wat vanmôre 'n behoefte het, elkeen wat vanmôre daai situasie in hulle lewe het, wat sê, Here, ek het U so nodig, ek het nodig om deur U aangeraak te word. Here, dat hulle vanmôre sal deurdring en sal oorgee aan U.